Terwyl almal so besig is om laaste koffies te kry en so aan, wil ons net so lank vir almal 'n voorsmaakie gee van gister se konferensie. So ek gaan vir Hanu vra dat hy vir ons net daai video speel en dankie Hanu. So kyk gerus, maak jy pad so lank vorentoe en kyk die voorsmaakie van gister se konferensie. Dankie Hanu. So kan ons net vanoggend vir die Here 'n groot applous gee en sê dankie Jesus vir wat gister gebeur het. Amen. So as jy dit gemis het, manne, daar kom hopelik binnekort, een vir ons ook, maar prys die Here. So ons is vanoggend opgewonde. Dis natuurlik Mamadag, Moedersdag. So gelukkige Moedersdag vir elke mamma hier vanoggend. Kan ons vra dat al ons mammas gou opstaan. Al ons mammas, staan gou op. Staan gou op. Kan ek vra Andries, daai sjokolade is daar agter. Kan ons dalk gou vir al die mammas enetjie uitdeel terwyl ons vir hulle sing? En is altyd vir my so lekker om ons mammas te eer. So of jy 'n mamma in wording is,
of jy 'n mamma is, of jy dalk 'n kind in die hemel het, alle mammas, so ons wil vanoggend vir julle dankie sê. Dankie vir jou hart. Dankie vir jou liefde. En ons gaan gelukkige Moedersdag sing. Nou as jy hom nog nie gehoor het nie, hy klink soos Happy Birthday. So kom ons steek so ons hande uit en dan seën ons mammas vanoggend en dan sing ons vir hulle gelukkige Moedersdag. Okay. 1, 2, 3. Gelukkige Moedersdag vir jou. Gelukkige Moedersdag vir jou. Gelukkige Moedersdag al die mamas. Gelukkige Moedersdag vir jou. Woe! So bly sommer staan, hulle deel gou ietsie uit vir almal. Hulle deel sommer gou ietsie uit vir almal. Dink ons 'n paar manne wat help uitdeel. Dankie julle. As jy gekry het, kan jy maar sit, maar bly staan asseblief tot jy een gekry het. En ons prys die Here vir vanoggend, ons prys die Here vir alles wat gaan gebeur. Terwyl julle staan, wil ek sommer vinnig 'n paar afkondigings doen. Onthou, koningskinders is aan die gang vanoggend. So as jy kinders tussen 3 jaar en graad 3 het, is tydens die diens aan die gang. So asseblief vat hulle daai kant toe. Graad 4 tot 7 en ons hoërskool is almal na die diens. Ons kuier ook weer na die tyd. En ek dink daar's lekker goed daar agter Piedag. Ja, prys die Here daarvoor. In elk geval, ons is baie opgewonde, kom kuier na die tyd saam. Ons hemelvaartdiens is donderdag die 14de, is gesamentlik, dis by die Hervormde Kerk. En dan volgende Sondag aand begin Pinkster, ons Geesweek, so dit gaan incredible wees. Ons is bitter opgewonde vir wat die Here daar gaan doen. Dan het ons vanoggend, het ons ook vir Warren en Amanda wat deel vorm van ons diens. En dankie vir julle ook. Dankie vir julle en vir julle lofspan wat ook saam is. En Amanda vir die woord wat jy gaan bring. Ons sien uit na wat die Here vanoggend gaan doen. So op elke mammadag raak ek altyd so opgewonde soos 'n klein kind. Want daai sjokolade, my liefie, word mos gedeel tussen man en vrou. Nie volgende. Dit wat oorbly word gedeel tussen man en vrou. Daar's nog so 'n paar. Ons prys die Here daarvoor. So terwyl hulle uitdeel, kom ons neem die offergawes op en dan gaan ons saam bid volgende. So ek wil ook sommer noem, terwyl hulle afstand daar van agteraf, ons het volgens spesiaal die nagmaaltafel van Ontwaak se konferensie ook daar agter gelos in die kinderarea. Soos jy voel tydens die aanbidding vanoggend, jy het nodig om met 'n oomblik by die Here te wees. Dan wil ek jou uitnooi om alleen agter te gaan nagmaal gebruik. Jy hoef nie, dis 'n spontane uitnodiging. So as jy graag wil en jy voel, maar ek het hierdie oomblik saam met Jesus nodig, gaan agtertoe, gebruik nagmaal, dis daar in die kinderarea.
En ons gaan die Here vertrou vir groot goed vanoggend. So kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat U hier is vanoggend. Dankie Heilige Gees vir elke aanraking, vir elke genesing. Dankie Heilige Gees dat U werk, Here, vanoggend in bene, in liggame, net so in siel en in gees. En ons vra, Here, dat elke saad wat vanoggend gesaai word, Here, dat dit sal vermenigvuldig in die koninkryk. Dankie dat U ons vertrou met U werk, dat U ons vertrou met U seën. En ons vra vanoggend, Here, beweeg in die aanbiddingstyd, beweeg in die boodskap. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Here, ons is so lief. Dankie vir hierdie oggend. En almal sê saam. Amen. Kom ons staan en dan bid ons die Here vanoggend. Goeiemôre julle. Baie gelukkige Moedersdag. Dit is vir my voorreg om vanoggend hier saam met julle wees. En kom ons maak die Here se naam groot. Ons loof hom, ons prys hom. Is julle reg? Gaan julle saam sing? O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik U, die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir groot, vir klein, vir alles, en U sorg dag vir dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koninghierskappy. Hy maak weer hier wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop, yes, en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele
skepe klink dit saam. O Heerlik hier, U grote naam. Want ek weet verseker dat Jesus leef. Ja, hy het my sondes uit liefde vergeef. En ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Want hy is my leidsman, hy laat my lief, en hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. En die wat bedruk is, laat hy weer lag. Vir die wat moeg is, gee hy weer krag. En deur sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders, yes, ewig behou. Want hy is my leidsman, en hy laat my lief. Ja, hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, want hy bly getrou. O ja, hy is my leidsman, ja, hy laat my lief. O ja, hy is oorwinnaar, en hy is die Heer, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. O, want hy is my leidsman, en hy laat my lief. Ja, hy is oorwinnaar, o ja, hy is die Heer. En selfs as ons struikel en het berou, sal hy ons vergewe, want hy bly getrou. Ja, hy sal vergewe, hy bly getrou. Ja, hy sal vergewe, want hy is getrou. Hy is getrou. And I love you, Lord, and oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Kom ons wag net gou daarso. Ons wag net gou daarso. Here, ons is so lief vir U. Ons is so lief vir U, Here. Ons aanbid U met alles wat ons het. Ons spreek ons liefde aan U, Here. Kom ons sing daai net weer.
I love you, Lord. And oh, your mercy never fails me. And in all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Kom ons sing aan hom. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh yes, I'll sing of the goodness of God. And I love your voice, yes. You have led me through the fires, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh yes, we lived it, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Oh, yes, we sing it, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now, and I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Oh, yes it is. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now, and I give you everything. Oh, we give you everything. Ons gee alles, Here. Oh, we give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh yes, I'll sing of the goodness of my God. Oh yes, I'll sing of the goodness of my God. Oh yes, we'll sing of the goodness of God. Here, ons sing van die goedheid, van die guns en van die liefde. Dankie, Here, dat U goed is vir ons. Dankie dat U goed is vir ons, Here. Ek wil julle graag bedien met 'n liedjie. En ek wil vra dat julle nie hierdie liedjie saam sing nie. Ek wil vra dat julle oë sal toemaak en regtig net toe sal laat dat die Heilige Gees julle bedien. Die liedjie se woorde praat in die identiteit van 'n Christen in. Ons het so baie stemme wat raas in ons koppe,
wat ons probeer platdruk, negatief maak en afbreek. Daar's so baie geraas. Maar die woorde bou op. So maak dit jou oë toe daar waar jy is en maak dit jou hart oop. I've heard the accusation, I've heard the propaganda, I've heard the lies they whisper to my soul, that I have been forsaken and I'll always be forgotten. No matter what I do, it's not enough. But then I heard a voice as it opened up the heavens, reminding me of who I've always been. 'Cause I am your beloved, you have bought me with your blood, and on your hand you've written out my name. Yes, I am your beloved, the one the Father loves. Your mercy has defeated all my shame. Lord, your mercy has defeated all my shame. And there's no accusation or any condemnation when I look into my Father's eyes. And they don't see my sin, they only see redemption. And this is how my heart has been defined. 'Cause I can hear a voice that is louder than the thunder, reminding me of who I've always been. And I am your beloved, you have bought me with your blood, yes. And on your hand you've written out my name. Oh, I am your beloved, the one the Father loves. Oh, your mercy has defeated all my shame. Lord, your mercy has defeated all my shame. Ja, dankie. The one who knows me best is the one who loves me most. There is nothing I have done that could change the Father's love. Oh, the one who knows me best is the one who loves me most. There is nothing I have done that could change the Father's love. Oh yes, the one who knows me best is the one who loves me most. There is nothing I have done that could change the Father's
'Cause I am your beloved, you have bought me with your blood, and on your hand you written out my name. And I am your beloved, the one the Father loves. Oh yes, your mercy has defeated all my shame. And I am your beloved, you have bought me with your blood, and on your hand you written out my name. And I am your beloved, the one the Father loves. Your mercy has defeated all my shame. Lord, your mercy has defeated all my shame. Lord, your mercy has defeated all my shame. Cause I am your beloved, you have bought me with your blood, and on your hand you written out my name. And I am your beloved, the one the Father loves. Your mercy has defeated all my shame. Lord, your mercy has defeated all my shame. Lord, your mercy has defeated all our shame. Jesus, ons is so dankbaar dat ons hierdie lied in ons gees met saam kan sing en kan weet dis waar. Deur die genade, deur die bloed van die lam, het jy ons sonde, het u ons sonde oorwin, Here, en weggewas. En het u met alle skaamte en alle skande en alle verlies en alle teleurstelling gedeel. En Here, dit is 'n voorreg om in die teenwoordigheid te wees vanoggend en om familie saam met die hemele te vier en elke mamma in hierdie plek wat u gekies het, Here, om kindertjies wat u begeer het in hulle menswees te koester en geboorte te skenk. En Here, iets so verkeer vir my vanoggend vroeg gesê, daar's nie een kind in een familie wat u nie wou hê nie. Selfs as daar 'n kind sou wees vanoggend wat aangeneem is dit deur God voor die grondlegging van die aarde bepaal dat daardie kind in daardie familie moet wees. En Here, familie is u hoogste prioriteit. Here, u het elke familie by die naam genoem. En ek dank u vir families vanoggend, ek dank u vir enkelouers vanoggend, ek dank u vir hulle wat nog wag op 'n familie. En ek bid dat hierdie woord vanoggend bevrydend sal wees, Heilige Gees, dat u 'n gebreekte pot sal gebruik om 'n woord te bring wat uit die hart van die Vader kom vanoggend. Dankie dat u sê u woon onder die lofsange van die mense en Jesus. So wonderlik om te weet u woon, is hier met ons, in ons, om ons. Neem hierdie diens oor, in Jesus naam, amen. Ons kan maar sit, dankie. Die lof was regtig. Ek hou nie daarvan om te sê, ons gaan sing nie. Dis nie sing nie, dis aanbidding. Goeiemôre, liewe familie van God. Dit is my voorreg om by julle te wees. Ek dink almal weet, ek is Amanda Leroux en ek is getroud en my man stuur vir julle groete. Hy het vroeg vanoggend met my gepraat. Hy sou eintlik graag hier wou wees, maar van hier af gaan ons Limpopo toe vir 'n week.
waar ons by A Teach Every Nation vir 'n week gaan wees. En my leierskap, onder wie se beskerming ek staan, en spesifiek Dominee Etienne Rousseau, het ook vanoggend 'n briefie geskryf en vir my gebid, en hy stuur vir julle groete. Ons sien uit na wat Vader vanoggend in elke hart wil doen. Dankie Dominee Pieter, dat jy my vertrou met hierdie kosbare gesin van God, hierdie deel van sy liggaam. So, liewe familie, die woord wat God op my hart gelê het, is iets wat diep in my lewe. Ek kom nie na julle toe met kopkennis vandag, ek kom julle na iets toe wat God in my hart gebore het, die openbaring in my uitgestort het. Ek was 17 jaar oud, toe God met my begin praat het oor, as jy hoe jy praat verander, sal ek jou toekoms verander. En ek het begin ontdek op daai jong ouderdom, brose jong ouderdom, ek was eintlik nog 'n ou gebroke dogtertjie, dat dit nie goed gaan met my familielyn nie. En dat 'n groot deel van die nie goed gaan met my familielyn nie te doen het met hoe ons praat. Met wat ons oor onsself uitspreek. En Heilige Gees het vir my begin leer as 'n jong, ek was baie lief vir die Here op 17, al was ek gebroke. En hy het 'n plan gehad om my op te rig, sodat ek nie net my eie familie en my eie geslag, ons het 2 seuns, 5 kleinkinders, ek en Barend saam, dat hy nie net ons eie geslag se toekoms wil herwin, wil in Engels sê ons redeem, wil terugversoen aan hom nie, wat ons verloor het, maar dat hy my wil gebruik, in Afrika, in plekke, ander plekke, Indonesië en so, en vandag hier, om insig te bring, en wat blokkeer die seëninge van God vir jou familielyn. So, van die grondlegging van die aarde af, was dit God se hart om te seën. En hy het hierdie aarde begin, soos ons die aarde ken, met 'n familie, Adam en Eva. En ek gaan met julle deur die skrif gaan, baie vinnig, baie verkorte weergawe van hoe Abba my geleer het. En ek gaan vir julle wys dat in jou gesin is daar die presiese hoeveelheid kinders wat God in jou gesin wou hê. Of dit biologies jou eie kind is, of dit miskien 'n tweede huwelik is, en dit is my vrou se en dit is my man se, maar julle is saam die ouers nou, of hoe dit ook al sy, elke kind wat God aan jou toegeken het, wat hy aan jou liefdevolle leierskap as 'n pappa toegeken het, en jou liefdevolle versorging as 'n mamma, is voor die grondlegging van die aarde bepaal. En net soos wat ons, wanneer ons tot bekering kom, deur die gees van aanneming, deel word van die huishouding van God, met die volle erfporsie van ons oudste boetie, oudste broer, Jesus, in die hemel, mede-erfgename van hom geword het. Word die kinders, wat God aan jou toe voorsien het, jou verantwoordelikheid, en in die gees, in die hemele, en in die hemelse hofsaal, is daar dokumente wat sê, François Leroux en SP Leroux is toegeken aan die liefdevolle leierskap en versorging van Barend en Amanda Leroux. En sou jy kinders hê wat nie biologies jou kind is nie, is dieselfde dokument in die hemel. Ek het baie kinders, ek versorg baie kinders, en ek is so opgewonde, ek het my eerste weeskind wat fisies by ons in die sentrum bring, ek is so opgewonde, ek het Jesus gevra, en ek dan nou ophou om hierdie werk te doen, eendag oor 100 jaar, en ek gaan nie eers een weeskind hê wat ek kan versorg nie.
En toe ek ja gesê het vir Frankie, hy is 'n Chichewa sprekende seentjie, hy's 'n Chewa, maar toe ek ja sê, het sy dokumente verander. En is my liefdevolle versorging van hom en ons liefdevolle leierskap nou die stem wat sy toekoms gaan bepaal. En ek wil vandag met julle praat oor hierdie ding. En ek wil nog net dit sê, so op 17, kom ek agter, dit gaan nie eintlik goed met my bloedlyn nie, maar ek is ouetjie wat hou daarvan om in die geskiedenis rond te krap. So ek het my pa se bloedlyn, ek het ons genealogiese lyn gekry van in die 600s na Christus, opgeteken in die argiewe, in veerpen die ou goed. En ek het opgelet, daar is sekere goed wat hulle sê van die Ferrara mans. Is die Ferraras in die plek vandag, miskien? Ek hoop nie, as jy is nie, gaan ek jou ontstel nie, maar dis goeie nuus, want ek het die sleutel gekry om uit te kom. So daar staan, die Ferrara mans is lief vir die vrug van die wingerd, vroue en perde. Perde is dobbel met perde. In die 600s. En my pappa is gebind nog steeds in daai jare. Hy's lief vir alkohol, hy was verslaaf aan alkohol. Hy was baie lief vir ander vroue. Hy's was verlos daarvoor voor hy dood is. Ek wil dit daarom net dadelik net vir julle sê. En hy het daarvan gehou met perde te speel. Weet julle verstaan wat perde speel nie? Okay. Ek was ure in my lewe as 'n dogtertjie by in PE onder 'n boom sit met warmste curry eet wat hy vir my koop en sê ek gaan net gou na oom toe, maar dan weet ek. Ek het nie geweet wat doen hulle daar binne nie. Ek het later uitgevind. En ek het uitgevind dat alhoewel die familie wat Suid-Afrika toe gekom het, 'n hertog en hertoginne was, in die adelstand was en baie ryk was, wel hulle skepe gegee het vir die Franse hugenote om te vlug, en daai oupa van my, en nog my pa se pa, multimiljonêers was, die oom in die Gamtoesvallei, wie se voorbeeld gevolg is, die oom wat almal geleer het, van boer en van dit en van dat. Maar sy seuns, 6 seuns en 2 dogters, sy seuns verloor alles. Erfplase, hulle verloor alles. En ek het hierdie vraag vir God begin vra. Want ek het begin agterkom, dat ons as kinders van die Here, het 'n erfporsie. En ons is mede-erfgename van Christus. En volgens die woord van die Here, moet die seën van die Here op my rus, en ek gaan nie alles verloor nie. Ek moes nou op my eie begin, ek het nou nie 'n erfporsie gehad nie, halleluja, prys die Here, ons het 'n Vader in die hemel wat alles besit. Ek wil met jou oor die goed praat vanoggend, vanaf. So God was nog altyd 'n generasie God. Sy begeerte is nie net om 'n individu te seën nie, maar families, kinders, toekomstige geslagte. So Eksodus 20, vers 5 en vers 6 sê, jy moet jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat. En die vers waarna ek wil hê ons moet kyk, want ek gaan nie op vloeke fokus vandag nie. Ek het iets ontdek. Vers 6 sê, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Dis goeie nuus. Let op, wat is in die hart van God? Wat leef in sy hart? Vloeke is beperk, is 4 geslagte. Dis al. Maar seëninge is van generasie tot generasie tot generasie. So God se begeerte om te seën is baie groter as 'n begeerte om te oordeel. Okay? Baie mense verstaan generasievloeke. Kyk, luister. Toe ek nou nog nie hierdie insig gehad het nie, het ek daarom nou vir jou verloningsgebedjies geskryf en gebid.
honderde. Ek het myself lekker besig gehou, vir ure, vir dae, vir maande, vir jare. Met vloekies breek, tot ek hierdie ding ontdek het wat ek vandag met julle gaan deel. Hy's maar min verstaan hoe om generasie seëninge te aktiveer. So baie mense verstaan generasie vloeke. En God sal vandag kom, hy wil dit verander. Tog het Jesus nie net gekom om vloeke te verbreek nie. Hy het gekom om ons te herstel tot 'n verbondsseun. Ons is verbondskinders van God. Stem julle saam? Elke wedergebore kind van God, die dag toe jy jou knie voor God gebuig het, is jy in 'n verbond met hom. Ons staan nie in die Ou Testament se verbond van Abraham nie. Maar ek sal nou vir julle wys hoe het Abraham se seëninge op ons gekom. So God se oorspronklike ontwerp was seën. Die eerste ding wat God gedoen het, nadat hy die mens geskaap het, was om hulle te seën. Was God se eerste woorde, na hy Adam gevorm het, en sy asem, sy zoe in hom ingeblaas het. En ons sien dit in Genesis 1 vers 28, en die woord sê, en God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. En sy intensie met hierdie hele seëning, om seën uit te spreek, en 'n versoek man, gaan asseblief, en gaan vul die aarde, met wat? Met die teenwoordigheid van God. In die teenwoordigheid van God beleef ons die seëninge van die Here. En waar die teenwoordigheid van God is, kan 'n vloek nie staan nie. In die afwesigheid van die teenwoordigheid van God kan vloeke floreer. Selfs al is jy wedergebore, maar jy doen nou dom dinge. Okay? Die Bybel nou sê moenie en jy doen dit, dan moet jy nou weet, daar gaan nou moeilikheid kom. Maar sien ons fokus vandag nie. So, voor verantwoordelikheid, voordat God vir Adam sy instruksies gegee het hy Adam geseën. En voordat hy vir hom die heerskappy gegee het, om te heers oor, het hy Adam geseën. En seën was God se oorspronklike ontwerp vir die mensdom, vir jou en vir my kinders, vir my kinders se kinders. En God het die mens geskape om vrugbaar te wees, om te vermeerder, om guns te ervaar en goddelike bemagtiging te beleef. So, jy's 'n boer en jy koop nuwe grond en ek het dit nou al baie keer gesien. Celia se jongste seun, hy gaan nou 'n nuwe stuk grond erf hier. Waar daar 21 jaar misoeste was. So hy bel, hy sê Tannie, sê hulle kom bid en ons gaan die Here wys en ons deel met die vloek. Ek laat kom die eienaar van die plaas, want God het gewys die tweestryd tussen die familie, die kinders, die seuns, die gevegte tussen die seuns oor jare het gemaak dat die goedheid van die Here nie ons kan dien deur daai grond nie. So 21 jaar misoeste. Ek laat kom daai man, hy het die eienaar het tot bekering gekom en sy seun en hulle kom en die Here raak hulle aan en hulle besef maar wat het nou eintlik hier gebeur en daai ouens kniel in die grond, hulle bid en vra vir die Here vergewe ons as 'n familie. Ons fight mekaar. In die plek wat God gesê het, jy sal van die goedheid van die land sal jy eet. Maar ons veg mekaar en hulle bid en ons doen wat die Here vir ons gesê het om te doen en ons gebruik nagmaal saam. En Jaco, haar seun, plant en toe hulle oes. Toe het hulle met al hierdie mooi nuwe tegnologie, okay, die groot stroopmasjiene, nee, is die naam. Dit het mos sulke computers. Jy kan sien hoeveel ton milies. Nou bel hulle ons, hulle kan dit nie glo nie. Troeland, oor die 12 ton. Want Heilige Gees het openbaar, in hierdie bloedlyn het 'n ding skeef geloop. Die boeties, jaloers op mekaar. Die boeties, fight mekaar. Die pa probeer, maar hy kry niks uitgerig nie.
En skielik droog die goedheid van God, die seën van die Here op. Want God is nie waar tweestryd is nie. God is nie waar daar nie vrede is nie. En dan as ons volhard in ons onafhanklikheid van hom, as ons kies om bitter te bly, as ons kies om wrokke en offense is aanstoot in jou hart te koester, dan wat jy eintlik doen is jy sê vir God, jy weet nie die beste nie, Here, ek weet beter. Ek gaan nie met hierdie ou saamwerk nie. Klaar. En ons sien voor ons oë hoe die Here kom en hy verander 'n vloek in 'n seën. So God stel nie voor, jy weet, hy stel ons eintlik voor 'n keuse. Hy dwing ons nie. God gaan nooit jou wil probeer verander en beïnvloed nie, want God soek vrywillige aanbidding. God soek vrywillige afhanklikheid van hom. Dat ons vir ons sê, maar ek het nie nodig, Here. En in Deuteronomium 11, vers 26 tot 28 sê hy, kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën, as julle luister na die gebooie van die Here, julle God, wat ek julle vandag beveel. En die vloek, as julle nie luister na die gebooie van die Here, julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel. En agter ander gode aanloop wat julle nie geken het nie. En die belangrike deel van hierdie is dat God sê vir sy volk, ek hou julle vandag 'n seën en 'n vloek voor. So die Here sê, ek gee jou die autoriteit en die reg en die vermoë om te kies, vloek of seën. Nie vloek en seën nie. Vloek of seën. En in Galasiërs kom die woord en hy verduidelik hierdie 'n klein bietjie beter. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek, van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Ek praat van Jesus. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So Jesus het met elke vloek gedeel. Dit is afgehandel. Ek moet steeds kies. Gaan ek onder 'n vloek leef of gaan ek in gehoorsaamheid aan God in vrede leef? Gaan ek Jesus kies? Gaan ek sê, Jesus, ek aanvaar vandag, niks wat ek doen kan my lewe werklik verander, behalwe as ek my knie voor U buig. As ek in nederige afhanklikheid na U toe kom en sê, maar ek wil die seun van Abraham, Isak en Jakob in my familie sien floreer. Ek wil net op hierdie punt vir julle sê, ek het die voorreg gehad, baie gebid daaroor, die voorreg gehad om my pappa op 72 na die Here toe te lei. Genade tyd. En hy het alles wat hy aangevang het, so spontaan voor die Here bely. Die mooiste bekering wat ek ooit in my lewe kon beleef. En een van die wonderlikste goed wat gebeur het, is toe hy waaragtig by God uitkom daai dag. Toe sê hy, dis my begeerte, dat my kinders geseën sal wees. Hy kon nie meer praat nie. En ek sê, maar pappa, jy kan ons vandag seën. Nou, hulle is 6 broers. Ons was die armste van almal, want my pa was 'n syplap, so hulle van ons gepraat het. Neergekyk op ons as 'n gesin, ek ken al daai goed. Al was hulle inkomste groot en goed, was daar nie geld nie, want alkohol is 'n mag wat ontwerp is
om gesinne te vernietig en om die volgende generasie te verarm. Dieselfde met dobbel. Jesaja 65 vers 11 tot 13. En kyk maar, as my mense eet, sal jou nou honger wees. As myne drink, sal jou nou dors wees. As myne lag en vrolik is, sal jou nou treur. Maar ons ken nie die woord nie, en ons doen nie die stupid goed, want ons wil nie die Here vertrou vir ons versorging nie. En weet julle dat vandag is ons die enigste gesin waar daar nie 'n geskeide persoon is nie. Ek en my man, vir wie ek bitter lief is, hy is my enigste alles op die aarde. My mees belangrikste is 40 jaar getroud hierdie jaar. Ja, ons het oorlog gehad, dit is so. Maar hy verstaan beter as ek vandag wat dit beteken om op 'n punt te kom om te kies. So is goed as jy 'n vloek wil breek, maar as jy aanhou met jou rebellie teen God, gaan daai vloek nie terugkom en sterker. As jy 'n vloek wil breek, moet jy seën kies. En as jy seën kies, beteken jy moet God kies in sy volheid, in sy opdrag en dit wat hy vir jou wil gee. Daar's 'n boer wat ek ken van weet, baie ryk gewees in ons omgewing, en hy het gesê, ek is so ryk, nie eers God kan my laat bankrot speel nie, en binne 2 jaar het hy al sy rykdom verloor. Ons moet verstaan, daar's 'n lewende God wat ons vandag dien, dis hoekom ons in hierdie plek sit. En as hy sê, dis nie goed om 'n afgod te hê nie, dan is dit nie goed nie. Dan moet ons met dit deel. So, die vloek is verbreek, die skande is weggeneem, en die verbondseën is herstel. Verlossing is meer as vergifnis, vriende. Dit is die uitnodiging tot 'n verbondserfenis. Dit is die uitnodiging om jou kinders te dissipuleer in wat dit beteken om 'n verbondskind van God te wees, van so groot af. Sodat hulle sal verstaan, waarvoor is hierdie familielyn geroep? Elke familielyn het 'n stoorkamer in die hemel, met engele wat ons wil dien. Elke familielyn het spesifieke take, koninkrykstake, wat deur jou familielyn na hierdie aarde toe gebring moet word. Ons het gebid vir ons kinders, by hulle geboortes, voor hulle geboortes, maar by hulle geboortes en bietjie later gevra, Here, wat moet Fransja word, wat moet SP word, wat is die wil, wat wil jy hê moet deur hierdie lyn op hierdie aarde establish word, en die Here het ons gewys op 6,5 en 7,5, die 2 seuns. En vandag doen hulle, en hulle vloei in daardie salwing van God. So ons word deel van die koninklike familie. Wanneer ons Christus ontvang, word ons kinders van God. Ons is nie meer buitestanders nie, ons word deel van die koninklike familie van die hemel. In Galasiërs 3:29 sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Abraham se verbond word ons verbond. Abraham se seën word ons seën. Abraham se beloftes word ons erfenis. En ons is erfgename en mede-erfgename met Christus. En hierdie is nie fabels nie. Ek het gesien wat in my familie gebeur het. Toe pappa sterf, ek het 'n petisie gaan skryf teen hierdie goed, wat in die 600s al van hom gesê is. Hierdie Ferraris is lief vir die vrug van die wingerd, vroue in dobbel. En ek het 'n petisie gaan skryf en eers my familie gekry en gesê, kom ons bid. Ons vra die Here vergewe. Al die dekades, duisende jare, se sondes, Here. Rebellie teen U. En ons het daai petisie geteken as 'n familie en ek het my intercessors gekry na 'n begrafnis toe, mense. Ek het vir daai pastoor gesê, jy moet my asseblief vergewe. Hierdie man
het betyds tot bekering gekom. Maar in die familie is daar baie wat gesterf het sonder Jesus. My geslag en die ander Ferreira kinders, ek veg vir hulle vandag. En ons het by die graf, 'n profetiese verklaring gaan maak. Ek het daai verklaring gemaak, as 'n saad nie in die grond val nie, en sterf nie. En ek het gesê, Jesus, jy gaan niks uit hierdie saad wat vandag val uitkom, behalwe die seën van die Here wat ryk maak. En al die Solomon Petrus Ferreira's en die kinders in ons familie het na my pa se dood tot bekering gekom. Hulle dien die Here vandag. Ek sien die vrug. My kinders is geseën. So, ek weet ons tyd is nou om, maar generasieseëninge word geaktiveer deur verbond. Een oorgegewe lewe kan 'n hele familie verander. Is jy bereid om die een te word in jou familie wat sê, tot hiertoe en nie verder nie, hierdie twee stryd, hierdie vals beskuldigings, hierdie vernietiging moet stop en dit moet vandag en hier stop. Ons gaan vrede maak. Ons gaan die strydpalle neerlê. En ons gaan saam as 'n familie werk aan die koninkryksplan van God vir hierdie familielyn. Gaan kyk in Suid-Afrika. Ek het al van baie van die jou top ekonomiese families, jou besigheidsfamilies het ek al bedien. Maak nie saak hoeveel geld jy het nie. As jy 'n vloek kies en jy kies nie die seën nie, gaan dit jou inhaal. En as dit gaan wees soos in my familie, waar my pa en sy broers alles verloor het. Nog net een broer, Theo Ferreira, besit nou feitelik al die grond wat my pa en sy broers besit het. En dit het begin gebeur nadat ons die oorlog begin voer het teen Satan se vernietiging van wat oupa opgebou het. Hoe gaan ons saam met God wandel om die verandering te bring? Ons moet ons gebedsaltaar as 'n familie herstel. Ons moet geregtigheid terugbring in die familie. Hou op met die vals beskuldigings, mense. Maak vrede. Genesing in die families. Ek praat met boere, ek's 'n boeremeisie. Ek het met baie boere gewerk en staan ek in 'n omgewing wat hulle plase verloor het, omdat hulle son kommas gebring het om die plek toe te maak. 3 geslagte. Ouderlinge, diakens in kerke. Maar 1 keer 'n jaar kom bly daai wit singkomma by hulle in die huis en dan kom slaat hy sy spykertjies in en hy gooi sy soutjies en 'n 3de geslag verloor alles. Ons het gedoen wat ons kan. Daar's 'n siklus van rebellie en dan op 'n dag dan sien jy, dan sê maar hoe was dit moontlik? Dan sê man daai kind was stupid, hy het nie geweet wat om te doen nie. Dis nie wat aangaan nie. Genesing in die familie. Begeer dit, dat die offer van Jesus op die kruis die genesing aanbring. Seën die familie, seën jou broers, seën jou susters, seën jou ouers, seën die kinders. Ek het so baie om te deel, maar ons het nie tyd nie. Die seën begin vloei deur verbondsverhouding met God. Jou verlossing gaan nie net oor jou nie, dit beïnvloed die geslagte na jou. Jou gehoorsaamheid vandag kan môre die erfenis van jou kinders word. Jou kinders kan hoe sê hulle, they can bank on. Hulle gaan die dividende kry van jou gehoorsaamheid. Dawid se voorbeeld. Moses het vir die volk van God gesê, Deuteronomium 30:19, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle. Die lewe en die dood, en die seën en die vloek, het ek vir jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ek gaan hier stop, want ons is 10:00. Ek glo is genoeg. Ek wil vandag 'n uitnodiging rig. Ek hou nie daarvan om goeders te doen, soos uitnodigingsrig en sê kom vorentoe nie, en doen sulke dinge nie. Mens moet baie goed dink, voordat jy vir God sê, ek wil dit of dat doen. Maar uitnodiging is, sal jy dit oorweeg om huis toe te gaan?
In plaas daarvan om die golfstokke uit te haal, of wat jy ook al op 'n Sondagmiddag doen, die tennis, of die slaapie, of die wat, kan jy jou gesin vat. En sê, ouens, kan ons 'n besluit neem vandag? Ek en my gesin gaan die Here dien. Ja, ons het deure oopgemaak. Ja, ons het foute gemaak. Maar die woord sê dat wanneer ons ons skuld bely, Jesus getrou en regverdig om te vergewe. Is Jesus getrou en regverdig om die vloek te verander in 'n seën. Ek het dit in my familie beleef. En my kinders. Ek het gesien hoe Satan al twee my seuns by geboorte wou doodmaak. Altyd van hulle het skedelafwykings gehad. En hulle het vir my jongste seun gesê, hy sal, vir altyd my seuns is nooit in 'n Mainstroom skool kan wees nie. En ek het elke keer by hulle geboorte gesê, Here, wat sê U? Dan sê hy vir my, deur sy stil sagte stem, dis nie my wil nie. My jongste seun was 28. Toe kry sy doktoraal in elektroniese ingenieurswese. En hy het elke prys wat jy kan wen, die Jaak van der Merwe toekenning, die toekenning van die dekaan vir uitmuntende akademiese prestasie gekry. Want by hulle geboorte het ek gesê, ek kies lewe. En ek kies 'n seun. En ek het niks van daai verslae met niemand gedeel, behalwe met God nie. Is jy bereid om terug te gaan huis toe? En terug te vat wat Satan van jou bloedlyn gesteel het. En ek weet nie hoekom blyk dit kry van vroeg vanoggend af nie. Is daar van julle is wat aangenome kinders het? Onthou, daai kind het deel geword van jou bloedlyn. Hy is soos wat ons crafted in, soos wat ons nou ingesny is, in Jesus, deur die gees van aanneming, so is daai kind. En die beloftes en die seëninge wat God vir jou bloedlyn het, behoort ook aan daai kind. Soos wat dit aan Frankie, wat 'n Chichewa sprekende seentjie is, behoort. Hy's my kind. Hy bly nie hier by my nie, hy bly in Malawi in die sentrum, maar hy's my kind. Ek is opgewonde, dit borrel in my, want elke seëning wat die Here bedoel het vir ons Leroux familielyn, gaan na daai kind toe kom. Kan ons opstaan en bid? Jou hart oopmaak. Ek het 'n gebed geskryf, ek wil hom sommer net afbid oor julle. Vader, dankie dat ons na U toe kan kom as Afrikaners, Afrikaans sprekend, Here, meeste van ons, met so ryk erfenis wat U bepaal het. En mag die geslagte na ons die goedheid van God ken, omdat ons vandag kies om terug te kom na U toe en in die wete wandel. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag sy aangesig oor jou skyn met genade, barmhartigheid en vrede. Mag hy jou hart versterk, jou voetstappe bevestig en jou vul met die kennis van sy wil. Mag die liefde van die Vader jou omring, die teenwoordigheid van Jesus jou dra en die gemeenskap van die Heilige Gees jou daagliks lei. Mag hy vrede bring in elke huis en mag julle floreer van geslag tot geslag in Jesus naam. Amen. Ek wil sommer net vra daar waar jy staan, dat ons hande ook uitsteek, Amanda, as jy net 'n oombliekie bo kan bly. Warren, wil jy ook net hier voorkom staan? En kom ons seën hulle vanoggend ook as geestelike familie. Albei van hulle het bedieninge waar hulle werk met so baie kinders wat nêrens 'n pappa of 'n mamma het nie. En ek wil ook uitnooi, as jy dit op die hart voel om ook in hulle bediening in te saai,
wil ek vra betaal in ons kerkrekeninge en sê sommer net ontwaak naweek of ontwaak en dan kan ons hulle ook so op 'n ander manier seën. Maar ek wil vra dat ons hulle seën vanoggend en voor ons dit doen dat as jy ook vanoggend 'n behoefte het vir gebed, dat jy ook sal agterbly, bly sommer sit in jou sitplek of agter sal Ronel ook wees met 'n groen lanyard en sy is ook reg om jou te bedien. As jy enige inligting van die gemeente wil ontvang, sal sy ook jou inligting daar agter neem. Kyk vir die groen lanyard, kyk vir Ronel en sy as jy 'n naam opskryf en jy op die WhatsApp groep sit. So bly of agter vir gebed, gaan na haar toe vir gebed of gaan skryf jou naam op by haar. Maar kom ons seën hulle vanoggend en dan gaan ons so afsluit. So Vader, dankie. Dankie Here dat ons vanoggend vir Warren en Amanda kan seën met meer van U. Ek wil vra Heilige Gees dat U hulle bedieninge sal vat na 'n plek, Here, in voorsiening, Here, na 'n plek in teenwoordigheid, na 'n plek waar hulle in elke kind wat deur hulle hande gaan, sal weet, maar die Here is hier. God is teenwoordig, die Gees is aan die werk. Ek vra Here, seën hulle gesinne, seën hulle familie, seën die plan wat U het vir hulle, in die naam van Jesus Christus. Dankie vir 'n oggend soos hierdie, en ons is so lief, Here. Ons seën hulle vandag, en almal sê saam, Amen, Amen. So daar waar jy is, sit so met jou hand op aan sy skouer, kom ons seën ook mekaar, as jy gemaklik is daarmee, so ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy vir jou vrede gee, mag jou familie in die seën van die Here stap. En mag hy vir jou vreugde gee. Amen. Dankie dat jy hier was vandag. Onthou, die hoërskoolkinders, julle is na die tyd in die gang. Kom kuier saam in die saal en sien jou volgende week.